Goeiemôre almal. Julle sal onthou dat in die studie wat ons gedoen het uit Jakobus uit, dat Jakobus bekommerd was dat sommige mense hulle self mislei om te dink dat hulle Christene is, maar in werklikheid nie is nie. Hy sê byvoorbeeld vir hulle, as julle wil blaai daar in Jakobus 1 vers 16, sê hy moenie dwaal nie my geliefde broeders. En dan in vers 22, 1 vers 22 sê hy hierdie woorde: word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. En kyk dan na vers 26, sê hy, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Nou, die vraag wat ons vir onsself moet vra terwyl ons nou so deur Jakobus gestudeer het, is, hoe gaan ons weet of ons onsself mislei? Hoe gaan ons weet of ons dalk een van hierdie mense is wat Jakobus dan mee praat in hierdie brief? En julle sal onthou dat ons gesê het dat Jakobus gee 'n reeks toetse waaraan ons onsself kan toets om te sien of ons dalk miskien net onsself mislei. Maar ek wil vanmôre vir u so sê, as jy dalk tydens hierdie toetse, terwyl ons so deur hierdie toetse gegaan het, as jy dalk op 'n stadium gekom het dat jy getwyfel het aan jou redding, ek weet daar was tye wat ek myself ernstig moes na my hart kyk. Of miskien het ons, terwyl ons so na hierdie toetse kyk, het jy dalk agtergekom, maar daar is heelwat van hierdie, of sommige van hierdie toetse wat jy dan gedop het. Nou die vraag wat ek vanmôre wil vra is, wat gaan jy doen? As jy agterkom, miskien is jy besig om jouself te mislei, of miskien het jy van hierdie toetse gedop. Wat gaan jy doen? En dit is die vraag wat ons vandag gaan beantwoord. Dis die vraag wat Jakobus wil beantwoord hier, want onthou, dit is Jakobus se doelwit wat hy dan ook vir ons gegee het in Jakobus 15 vers 19 en 20, wat ons nog by gaan uitkom iewers te vorentoe. As hy sê, broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sonde sal bedek. Wat bedoel Jakobus wanneer hy vir ons sê hier in vers 19 en 20, dat iemand wat hom bekeer, dat hy weet dat iemand, as hy 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood uit sal red en 'n menigte sonde sal bedek. Jy sien, om 'n siel uit die dood te red, is om hom tot redding in Christus te bring. Dit is om iemand te nooi om te draai op die pad wat hy is. Om weg te draai van die pad waarlangs hulle loop en altyd na God toe te draai. Soos Christus, soos wat ons sien daar in Matteus 13, vers 24 tot 30, is al wat Jakobus wil doen, is hy wil die onkruid onder die koring wys. Julle sal onthou die gelykenis wat Christus gesê het, Matteus 13, vers 24 tot 30, is 'n gelykenis wat ons kan gaan bestudeer. En dit is wat Jakobus probeer doen in hierdie brief. Julle sal onthou dat in hoofstuk 3 vers 13 waarsku hy teen die ongelowiges se wysheid van die wêreld. Dis 'n wysheid wat nie van bo is nie, maar 'n wysheid wat aards is, wat natuurlik is en demonies is. Dit is 'n jaloerse selfsugtigheid, en dit word gesien in allerlei gemeene dade, soos wat ons daar in vers 16 gesien het. En dit wys vir ons na 'n vyandskap teen God, nie 'n vriendskap met God nie, in hoofstuk 4 vers 4, dis wat ons laas keer na gekyk het. En nou hier is die ding, wat gaan ons doen as ons sommige van hierdie toetse nie geslaag het nie? Terwyl ons so deur die Jakobus brief gestudeer het, het ons gesien dat dit is 'n geweldige veroordelende boek. En as jy vandag sê, ek moet erken, daar was al beproewinge in my lewe wat ek nie met vreugde hanteer het nie. Of miskien sê jy, ek moet erken, daar is nog 'n groot mate van partydig in my hart. Ek het net die mense lief wat my lief het. Sien, wat gebeur wanneer ons hierdie toetse nie slaag nie? Wat gebeur as ons nie geraak word deur hoe maklik ons tonge nog wreed en besoedel en liksinnig kan wees nie? Wel, as een van twee moontlikhede. Die eerste een is, ons kan dalk nie ware Christene wees nie. Ja, ons is hier en ons sing die liedjies lekker saam en ons geniet dit. Ons is positief oor baie dinge wat ons hier doen en wat ons hoor ook. Maar dit mag wees dat wedergeboorte het nog nooit plaasgevind nie. Daar is nie 'n nuwe natuur met nuwe liefdes in ons lewens, en ek praat nie van die een aan jou sy nie, ek praat van liefde vir God,
Daar is nie 'n nuwe hart en 'n nuwe verhouding met die Here nie. En so is ons dalk baie godsdienstig, maar eintlik is ons steeds ongelowiges, wie net vriendelik is teenoor Christendom. Dis die eerste moontlikheid. Tweede moontlikheid is, ja, jy's waarlik gered, maar jy tree nie op soos wat jou nuwe natuur sê nie. Jy is 'n burger van die hemel, maar het nog baie bokgewoontes, wat jy nog nie laat staan het nie. En vanmôre vroeg toe ek weer oor hierdie gaan, toe dink ek so, wat is die onderskeid tussen die gebler van 'n bok en 'n skaap? Hulle klink baie dieselfde nie, maar hulle gewoontes is heeltemal anderste. So wat is die oplossing? Wat is die oplossing as jy agtergekom het, miskien is ek nie gered nie, of ek weet ek is gered, maar ek sien daar's nog baie bokgewoontes in my. Jy sien, die oplossing vir beide gevalle is presies dieselfde. Die oplossing vir ongelowiges, of dit is toch wel valse gelowiges, mense wat hulle self mislei, iemand wat dink dat hulle gered is, terwyl hulle eintlik nie gered is nie. En die oplossing vir 'n ware gelowige, wat nie volgens sy nuwe natuur lewe nie, iemand wat nie lewe volgens sy belydenis nie, is presies dieselfde oplossing. En weet julle wat is dit? Dis die evangelie, die goeie nuus van Christus. Of jy twyfel of jy gered is, en of jy met 'n berouvolle hart hier sit, omdat jy voel, jy lewe nie soos wat jy behoort te lewe nie, is die enigste antwoord is die evangelie. As jy nie gered is nie, reageer dan vandag op die evangelie en word gered. As jy gered is, maar jy is ongehoorsaam, reageer weer op die evangelie en word herstel in jou verhouding met God. Daardie reaksie wat jy reg aan die begin gemaak het toe jy Jesus ontmoet het, is presies dieselfde reaksie wat jy reg deur jou hele lewe moet herhaal. Julle sien, die evangelie is nie net die begin en nou moet jy maar op jou eie aangaan nie. Die evangelie bring jou nie net in die groep van die gelowiges nie. Die evangelie is alles en ons moet oor en oor aan die evangelie vashou as ons die soort lewe wil lei wat ons nuwe natuur is. Lewe die Christenlewe op presies dieselfde manier as wat jy dit gekry het. En Paulus het op 'n geleentheid het hy gesê in Kolossense 2 vers 6, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Met ander woorde, die evangelie is nie net die begin nie, die evangelie is die hele lewe. En dit is hoe eenvoudig dit in werklikheid is. As jy wonder hoe om die Christen lewe te leef, gaan terug na jou eerste ontmoeting met Christus toe. Wat het jy gedoen toe jy hom reg daar in die begin ontvang het? Want dis die basiese beginsel waarmee ons moet aanhou vir die res van ons lewe. Nou in vandag se teks bied Jakobus die ware evangelie vir hierdie ongelowiges. Dis die hoof fokus van die Jakobus brief wat ons bestudeer. Hy bied die ware evangelie vir ongelowige mense. Dis een van die duidelikste en die mees volledigste uitnodigings tot redding in die hele Bybel. Ons sien dan vandag die evangelie vir kerkmense. Dis mense wat gereeld kerk toe gaan. Hulle gaan deur die motion. Goeie kerkmense. Maar hulle is nog nie gered nie. En daarom wil ek jy nooi om die Bybel saam met my te lees, Jakobus hoofstuk 4, en ons begin daar by vers 5 tot en met vers 10. Jakobus skryf en hy sê, of meen julle dat die skrifte vergeefs sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Wie klaag, treur en ween, laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Nou soos die res van hierdie brief vermaan hierdie teks ook vir ware gereddes om klaar te maak met enige oorblywende wêreldse begeertes wat hulle geestelike lewe belemmer. So ons moet verstaan, hier's 'n dubbeldoor in hierdie boodskap. Hy praat met ongeredde mense, maar daar's 'n boodskap vir geredde mense ook wat nie lewe soos wat hulle moet lewe nie.
Maar die hoof fokus in hierdie teks is duidelik op mense wat sê dat hulle gered is, terwyl hulle eintlik nie gered is nie. Jakobus verwys na hulle as sondaars en dubbelhartiges daar in vers 8. En dis 'n term wat net vir nie-Christene gebruik word in die Bybel nie. Nêrens in die Bybel gaan jy vind dat daardie terme word gebruik om van gelowiges te praat nie. Dit word altyd gebruik om van mense te praat wat nie gelowiges is nie. En Jakobus gee vir hulle 10 opdragte in hierdie teks. En hierdie 10 opdragte is alles in die Griekse aorist imperatiewe werkwoord geskryf. En is 'n baie interessante manier om dit te skryf, want hierdie aorist imperatiewe werkwoorde beteken die fokus is om te begin om iets te doen. Begin om daardie werkwoord wat dit te beskryf te doen. MacArthur skryf op hierdie gedagte, sê hy, together they form one of the clearest calls to salvation in all of Scripture. Unfortunately, many commentators have assumed that this passage refers to Christians and is a call for them to turn away from worldliness back to faithfulness to God. Consequently, this great invitation is often missed. Hoe word dit gemis? Hoe word hierdie uitnodiging om gered te word gemis? Greg Gilbert vra die vraag, what is the gospel? En ons het al baie van hierdie boekies uitgegee, miskien het jy een van hulle, miskien het jy hom nog eers begin lees nie. En dan wil ek jou vanmôre aanmoedig, begin om te lees. Want lees net Gilbert se boek en ons sien hoe maklik en misleidend 'n valse evangelie verkondig kan word. En daarom het Paulus op 'n stadium gesê aan die Galasiërs, in Galasiërs 1 vers 8, toe hy gesê het, maar al sou ons, of 'n engel uit die hemel, julle evangelie verkondig, in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Is 'n ernstige woord. Daar is mense wat valse evangelies verkondig. En Paulus sê, laat hulle 'n vervloeking wees. Anathema in Engels laat hy 'n absolute vervloeking wees. Jy sien, die rede daarvoor is evangelies of valse evangelies maak dat mense hierdie uitnodiging ook weer gaan mis vandag. En daarom is verkondigers van 'n valse evangelie is 'n vervloeking. En ek wil u vra vanmôre en ek wil u uitdaag vanmôre, moet nie hierdie uitnodiging vandag mis nie. Maar hierdie 10 opdragte wat Jakobus gee, moet ons verstaan, is nie net eenvoudig 'n 10-stap plan vir redding nie. Dit beteken nie as ek nommer 1, nommer 2, 3, 4 doen, dan gaan ek gered wees nie. Redding kan nie in een formule gegee word nie. Maar wat Jakobus vir ons hier in vers 7 tot 10 gee, is 'n lys van wat God van die mens vereis in reaksie op sy soewereine genadige roeping. Dit is wat God vereis, wat die reaksie moet wees van jou en my op God se roeping. Die eerste opdrag is deur hulle aan God te onderwerp. En dan die tweede een is deur die duiwel te weerstaan. Om in hierdie intieme verhouding met God te wees en hulle dade te reinig, hulle gedagtes te suiwer en berou te hê oor hulle sonde, deur te weeklaag en deur te treun en te ween in 'n absolute opregtheid en uit 'n opregte hart, maar in nederigheid. Dis die 10 opdragte wat hy gee in hierdie roeping om te reageer op God se soewereine genade. Nou ons gaan hierdie 10 opdragte onder 4 elemente van die evangelie groepeer vanmôre, om dit net vir ons maklik te wees om dit te verstaan. Ja, ons weet daar is, wat die Bybel vir ons leer, Efesiërs 1 vers 4 en 5, ons weet daar is 'n uitverkiesing, God kies wie hy gaan red, maar die Bybel is net so duidelik dat die Here die mens die opdrag gee om te bekeer van hulle sonde, soos wat ons sien in Handelinge 17 vers 30 en ander verse ook. Daarom moet ons verstaan, dat hierdie 10 opdragte wat Jakobus vir ons in hierdie teks gee, is iets wat sondaars moet begin doen. Onthou die Aorist tydperk, werkwoord. Dis iets wat hulle begin moet doen. Dis in reaksie op God se genade van 'n verlosser, naamlik wat ons gaan sien vandag, die heel eerste een is, hou op met jou eie pogings. Hou op om jou eie redding te probeer bewerk. Die tweede een is, neem 'n nuwe posisie voor God in. Die derde een is, skeer jou hart in opregte sonde berou. En dan die laaste een is, herhaal. Wat bedoel ons met herhaal? Ons sal nou daarby uitkom. Maar ons gaan eerstens begin vanmôre met, hou op met jou eie pogings. En ek wil net weer teruggaan na Jakobus hoofstuk 4 vers 5 en 10. Dit begin eintlik al
by hoofstuk 4 vers 4 wat gaan oor die egbrekers en die egbreeksters, maar net om hierdie punt te maak wil ek julle terugvat daarna vers 5 toe. Hy sê, of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. En hoewel Jakobus se uitnodiging dan nou eers in vers 7 begin, is hier 'n belangrike stelling wat ons nie moet mis nie. Kyk gou na vers 6, wat hy sê, God weerstaan die hoogmoediges. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genadig. So jy sien, Jesus illustreer in hierdie stelling wat Jakobus vir ons hier maak, illustreer Jesus vir ons in die geval van die ryk jong man wat na hom toe gekom het in Markus 10. En julle kan gou daarna toe blaai, Markus 10 in die Bybel, dat ons net so vinnig kyk wat het daar gebeur, want dit is presies dieselfde wat Jakobus na verwys in vers 5 en 6. As ons sien daar in Markus hoofstuk 10 vers 17, sien ons dat daar kom 'n man na Christus toe aangehardloop en hy val op sy knieë neer. En hierdie man het 'n vraag in sy hart en hy vra vir die Here, wat moet ek doen om gered te word? So jy sien, dit is die vraag wat Christus nou vir hom gaan beantwoord. Wat moet hy doen om gered te word? Maar Jesus antwoord hom nie net en sê stap 1, 2, 3 en 4 nie. Hy kom en hy konfronteer hom met die wet. En dit is nie te sê dat hy moet die wet perfek hou en dan sal hy gered wees nie. Maar Christus konfronteer hom met die wet sodat hierdie man die sonde van sy eie hart kon raak sien. Kyk byvoorbeeld na vers 19. Jakobus 10 vers 19. Sê hy, Christus sê nou vir hom, jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuie gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. En maar jy sien, terwyl Christus hom met die wet konfronteer, weier hierdie man om sy sonde te erken. Kyk gou dan na vers 20. As hy sê, maar hy antwoord hom en sê vir hom, meester, al hierdie dinge het ek onderhou, van my jeug af. En nou kom Christus weer en hy konfronteer hom weer 'n keer in vers 21. Kyk wat staan daar in vers 21 geskrywe. Een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. So wat is Christus besig om te doen hierso? Jy sien, hierdie man kies eerder om van Christus af weg te gaan, as om alles te gaan verkoop en dit vir die armes te gee. En die rede daarvoor is natuurlik omdat hy die wêreld en sy dinge liewer gehad het. Maar juis daardie optrede van hierdie man het gewys dat hy op die ou ende toe nie sy naaste lief gehad het soos wat die wet dit vereis nie. En die punt wat Christus hier maak is, hierdie man het gedink hy onderhou 'n wet. Hy het gedink hy's gehoorsaam aan die wet. Hy het gedink hy's 'n goeie mens. En Christus kom en hy wys hom net dat eintlik onderhou hy glad nie die wet nie. Markus 10 vers 24 sê Christus, maar kinders, sê nou vir sy disippels, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou om in die koninkryk van God in te gaan? En daarom vra die disippels dan in vers 26, wie kan dan gered word? En Jesus antwoord, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. En dit is die punt wat Jakobus by uitkom. Want hierdeur wys Jesus dat werke jou nie kan red nie. Jy kan nie hemel toe gaan deur 'n goeie mens te wees nie. Jy kan nie hemel toe gaan om die 10 gebooie te onderhou nie. Maar volg nou Jakobus se redenasie. Ons kom terug nou by Jakobus 4 vers 5. As hy sê, of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Nou julle sal onthou toe ons laas keer daarna gekyk het, dat die oorspronklik sê eintlik in die werklikheid wat hy hier sê is, en daar is ons baie verskillende opinies, is 'n moeilike teks om te interpreteer, maar ek glo dit is wat die oorspronklik sê in hierdie gedeelte. Hy sê dat die gees van die mens is altyd deur net boos. Verwysend na Genesis 6 vers 5. Na Genesis 6 vers 5 by die sonvloed het God na die mense gekyk en hy het gesien dat die mens altyd deur net boos is en bedink altyd net slegte dinge. En dit is wat Jakobus na verwys in vers 5 as hy sê dat die met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. As jy na die King James vertaling sal kyk, dan sal jy sien dit kom daarop neer dat met jaloersheid begeer die mens om te envy, om jaloers te wees, om self groot te maak, om sy eie sonde en sy eie bose hart. Nou, hierdie selfde gedagte is die gedagte wat Paulus na verwys in hoofstuk 3 vers 10 tot 18. As hy daar sê dat daar is niemand wat goed doen nie, daar is niemand wat goed sal soek nie, wat God sal soek nie. En dit is hoekom Jakobus dan in vers 6 sê,
dat God gee groter genade. Met ander woorde, God se genade is sterker as sonde. Dis wat Jakobus vir ons hier sê. Jou eie werke kan jou nie red nie, maar God se genade is groter as jou sonde. En daar is nie 'n sonde waarvan God ons nie kan red nie. Daar is nie 'n sonde wat so groot is dat God ons nie sal wil red daarvan nie. Maar ons moet verstaan dat dit God is wat red. Want dit is onmoontlik om deur ons eie werke gered te word. Dit is onmoontlik want daar is geen mens wat na God toe wil gaan of God wil soek nie. Maar dis net die nederiges wat hulle aan God gaan onderwerp wat gered kan word. Kyk nou na vers 6, Jakobus 4 vers 6. Daarom sê hy, hoekom sê hy? Omdat die mense hart altyd deur, die mense is 'n sondaar. Die mense sondig. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade, want God se genade is groter as ons sonde. Maar die vraag wat in ons harte kom, die vraag wat ons vanmôre wil beantwoord hier is, wie is die hoogmoediges waarna Jakobus hier verwys? Jesus gee vir ons die antwoord, as ons nou net weer gaan kyk waar hy die fariseërs aanspreek in Lukas 16 vers 15 is hy gesê, dit is julle wat julle self regverdig voor die mense, maar God ken julle harte, want wat by die mens hoog geag word, wat hoogmoedig is by die mens, is 'n gruwel voor God. In hulle hoogmoed het hulle gedink, die mense wie Christus aanspreek daarso, in hulle hoogmoed het hulle gedink dat hulle God se standaard van geregtigheid doen. Hulle het gedink, hulle het nie 'n verlosser nodig nie, want hulle verlos hulle self. En daarom sê Paulus dan ook in Romeine 3 vers 10, as hy hierdie woorde sê, want omdat hulle die geregtigheid van God nie geken het nie, of nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. In hulle eie oë het hulle die wet van God gehoorsaam volgens hulle standaard. En in die proses het hulle nie onderwerp aan God se ware wet nie, God se ware standaard nie. Hulle het vir hulle self 'n standaard gemaak. Hulle het God se standaard afgetrek tot iets wat menslik moontlik is. En hulle vir hulle self het hulle gesê, ons is goeie mense, want ons het by God se standaard uitgekom, wat nie God se standaard is nie. En daarom het hulle nie op die ou ende hulle onderwerp aan God se ware standaard nie. Dink byvoorbeeld daaraan, as jy dink jy is nie 'n sondaar nie, dan is jy hoogmoedig. Maar as jy dink jy is nie 'n sondaar nie, hoekom sal jy 'n verlosser soek? Nou, dis die hoogmoediges wat Jakobus na verwys, maar wie's die nederiges? Weer 'n keer, Jesus antwoord ons in die gelykenis van die fariseer en die tollenaar in Lukas 18, as jy soontoe wil blaai. Lukas 18, waar die tollenaar en die fariseer opgaan na die tempel toe. Albei het na die tempel toe gekom om te aanbid. Die een is hoogmoedig en die ander is nederig, skryf Lukas vir ons daar. Kyk nou na Lukas 18 vers 11 tot 13. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, ek gee 10% van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie in sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Kyk na Jesus se definisie van wat ware geregtigheid is in vers 14. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het regverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. Jy sien die nederiges waarna Jakobus verwys in vers 6, is mense wat weet dat hulle sondaars is en redding nodig het. Dit is hulle wat besef dat hulle niks kan doen wat geregtig genoeg sal wees dat God hulle in sy hemel sal toelaat nie. Dis hulle wat weet dat hulle reguit op pad hel toe is. En wat Jakobus vir ons vandag leer, is wanneer jou gewete jou aankla, moenie dink dat jy jou pad hemel toe kan bewerk deur wette te doen nie. Selfs die beste mens wat nie in Christus vertrou vir saligheid nie, sal direk in die hel beland. Kerkmense wat kerk toe kom om die 10 gebooie te leer ken, om dan te kan sê, ek probeer my beste, is nie Christene nie. Hulle is reguit op pad hel toe in hulle hoogmoed. Maar Christene slaan op hulle bors en sê, ek is 'n armsalige sondaar wat myself nie kan red nie. Here, help my.
Dit is wat Paulus in Efesiërs 2 vers 8 tot 9 vir ons sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God, nie uit die werke nie. Hoekom nie? Sodat niemand kan roem nie. Niemand mag roem nie. Jy sien, God weerstaan die hoogmoediges. Die hoogmoediges wat dink hulle werk hulle weg oop in die hemel in. Die hoogmoediges wat dink hulle is goeie mense. Maar aan die nederiges gee hy genade, omdat hulle opgehou het om in hulle eie pogings, hulle eie redding te probeer bewerk. Dis die eerste element van die evangelie. Jy is 'n sondaar en jy kan jouself nie red nie. Jy het hulp nodig. Om tot daardie besef te kom wat net deur die werk van die Heilige Gees gedoen kan wees. Die tweede element van die evangelie is, neem jou nuwe posisie voor God in. Jakobus 4, kom ons gaan terug daar na Jakobus toe. Jakobus 4 vers 7 tot 8, net die eerste gedeeltjie van vers 8. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Maar gaan nou af na vers 10 toe. Dan sien ons daar, verneder julle voor God. En hier sien ons 'n opening van die hakkie en 'n toemaak van die hakkie. Vers 6 of vers 7 is die oopmaak van die hakkie, onderwerp julle dan aan God. Vers 10 is die toemaak van die hakkie, verneder julle voor God. En alles in hierdie verse is wat Jakobus vir ons sê, hoe onderwerp ons onsself aan God. Tussen hierdie twee verse lê die hele hartklop van die evangelie. Onderwerp en verneder beskryf die houding wat jy voor God aanneem, wanneer jy besef dat jy jouself nie meer kan red nie. En jy begin nou besef wie die enigste is wat jou werklik kan red. Beide hierdie woorde het 'n fisiese gedagte. Onderwerp, die woordjie onderwerp, is 'n militêre term wat die range beskryf vir julle ouens wat die weermag of die polisie of die enige militêre mag die struktuur ken, is die een persoon val in onder die gesag van 'n hoë rang. Die weerman of die skutter, die ou wat glad nie 'n rang het nie, val in onder die korporaal se gesag. Maar die korporaal val weer in onder die kaptein se gesag en so gaan dit aan en aan. Dit beteken 'n gewillige en 'n bewustelike draai na God om jou onder sy gesag te plaas. As Jakobus sê onderwerp julle, verneder julle, dan sê hy draai gewillig na God toe en plaas jouself onder sy gesag. Maar dit is om heeltemal onder iemand anders se gesag te wees. Dit is om oor te gee. Dit is om in die rigting van jou lewe wat jy gewoond is om te gaan oor te gee aan die beheer van iemand anderste. Jy is nie meer in die bestuurdersitplek nie. Jy het jou onafhanklikheid het jy opgegee. En die woord verneder het presies dieselfde betekenis. Dit beteken om jouself van 'n hoë rang of voor 'n hoë rang neer te buig. Dit is om jou onder sy heerskappy te plaas en dit beteken dat jy wegdraai van Satan se heerskappy af. En wat Jakobus hier leer, is die Bybelse waarheid dat alle mense onder die Satan se heerskappy gebore word. Alle mense is onder die heerskappy van die Satan van geboorte af. Jesus het vir die Fariseërs gesê in Johannes 8 vers 44, julle die duiwel as julle vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Johannes sê ook weer vir ons in 1 Johannes 5 vers 19, dat die hele wêreld in die mag van die bose lê. Almal is onder die heerskappy van die duiwel. Maar hier dieselfde Johannes sê ook vir ons in 1 Johannes 3 vers 8, hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. En vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Daar's geen middeweg nie. Of jy is onder die God se heerskappy, of jy is onder die Satan se heerskappy. En hierin moet ons verstaan, geen mens het 'n vrye wil om te maak net wat hy wil nie. Want hy's of onder die Satan se heerskappy, of hy's onder God se heerskappy. Maar die oomblik wat jy jou wil onderwerp aan God, en die duiwel weerstaan, sal hy van jou wegvlug. En luister baie mooi vanmôre. Dis nie 'n vers om die duiwel te bestraf en te bind nie. Dit het niks te doen met slaying the devil nie. Hierdie konteks, wat is die konteks in hierdie gedeelte? Die konteks is onderwerp jou aan God. As jy na God toe wil draai, dan draai jy jou rug op Satan. Dis wat Jakobus hier sê. Om die duiwel te weerstaan beteken om jou rug op hom te draai. Hy is nie meer jou meester nie, want God is nou jou meester. Jy onderwerp jouself nie meer aan die Satan nie, want jy onderwerp jouself aan God.
Dit beteken jy draai jou rug op sonde. Jy weier sy leuns, jy weier sy versoekings. Jy sê nee vir sy stelsel van rebellie teen God. Jy sê ek is nie meer by jou nie. Ek wil nie daardie wêreldse stelsel hê nie. Ek wil nie meer in jou familie wees volgens jou reëls nie. Ek draai my weg van dit alles af. Jy weerstaan die duiwel, jy sê ek is klaar met dit. Wanneer jy jouself aan God onderwerp, word jy vrygestel van die houvas wat Satan oor jou gehad het. Jy hoef nie meer die sonde te doen nie. En nou kom ons by wat Paulus sê in Romeine 6 vers 14. Die sonde sal oor julle nie heers nie. Jy hoef nie meer na die Satan te luister nie. Jy nader nou tot God. Jy soek 'n intieme liefdesverhouding met God, gehoorsaam onder sy gesag te wees. Asaf skryf 'n Psalm 73 vers 28 as hy sê, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. In die Here het ek my toevlug gestel om al u werke te vertel. Paulus beskryf dit weer op 'n soortgelyke manier as hy in Filippense 3 vers 8 sê, ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus, Jesus my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Jy sien, 'n verloste hart soek en begeer nou na vriendskap met God. Hy onderwerp hom aan God en hy draai sy rug op die duiwel. In die woorde van die immergroen Psalm 42 vers 2 en 3, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Onderwerp jou aan God, nader tot God, beteken dat jy jou rug op die wêreld en op Satan gedraai het. En smag na alles wat jou in die teenwoordigheid van God sal bring en jou daar sal hou. Jy draai jou rug op alles wat jou verhouding met God kan beskadig, omdat jy 'n intieme verhouding met God begeer. En daarom moet ons vanmôre hoor, daar sal niks wees wat jou sal kan weghou van die gemeenteaktiwiteite nie. Jy sien, die gemeenteaktiwiteite gaan nie meer 'n plig wees wat jy moet nakom nie. Dit gaan 'n geleentheid wees wat jy hierdie soeke, hierdie begeerte, hierdie liefde vir God om hom meer te leer ken. En elke gemeenteaktiwiteit sal 'n geleentheid wees waarin jy God kan soek en jouself aan hom onderwerp. Niks in hierdie wêreld sal jou verhouding met God in gedrang bring. Niks sal keer dat jy nie meer wil leer en sal leer en groei in Christus nie. En daarom sal jy dan, soos wat ons in die derde plek dan ook sien, jou hart skeur in opregte sondeberou. So jy het opgehou om jou eie pogings te doen. Jy neem hierdie nuwe posisie voor God aan dat jy onderwerp jou aan sy gesag. En wanneer jy by daai punt kom, dis nie noodwendig in die kronologiese volgorde nie, maar as gevolg van dit alles skeur jy jou hart in 'n opregte sondeberou. Jakobus sê vir ons hier in vers 8, reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Die sondaars en dubbelhartiges is die egbrekers en egbrekers van vers 4. En soos ek gesê het, nêrens in die Bybel word dan na Christene verwys as egbrekers of sondaars of dubbelhartiges nie. Christus beskryf hulle in Markus 8 vers 38, hierdie egbrekers. Christus beskryf hulle Matteus 8 vers 38 as hy sê, want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige, hierdie egbrekende en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Daarom sien ons, dit kan nie Christene wees met wie Jakobus hier praat nie. Die een kommentaarskrywer stel dit so as hy sê, James has in view professing Christians outwardly associating with the church, but holding a deep affection for the evil world system. Dis mense wat getuig, hulle is Christene, maar hulle hele lewe wentel om die wêreld en die begeertes van die wêreld. Nie om 'n liefde om God en Christus en die Heilige Gees beter te leer ken nie. Daarom sê hy, reinig die hande. En Jakobus kom uit die Ou Testament uit, onthou hy's nog in die, kom uit die Judaïstiese geloof uit, en die Ou Testamentiese priesters moes hulle hande was, voordat hulle God kon nader.
Moses moes byvoorbeeld 'n koper waskom maak vir die tent van samekoms waar Aaron en sy seuns hulle hande en voete kon was voordat hulle naby aan die altaar mag kom, sodat hulle nie sal sterf nie, soos ons lees in Eksodus 30 vers 17 tot 21. In hierdie seremoniële reiniging wys die noodsaaklikheid vir reinheid om in God se teenwoordigheid te wees. Jakobus sê dat sondaars, dis ongeredde mense, wat God wil nader, moet bekeer van hulle sonde. Hulle moet wegdraai van Satan se heerskappy en onder God se gesag inval. Dis 'n hartsbesluit wat gemaak word. Ek wil nie meer my sonde hê nie. Ek wil nie meer soos die Satan lewe nie. Ek wil nie onder die beheer van die Satan wees nie. Ek wil onder God se beheer wees. Maar die woordjie dubbelhartig is in vers 8, is mense wat op twee gedagtes wankel. Hulle wil vriend van God wees aan die een kant, maar terselfdertyd vriend van die wêreld wees. Hulle wil Christene wees, maar steeds die dinge van die wêreld geniet. Julle kan net terugblaai daarna Jakobus 1 vers 8 toe ook, waar Jakobus gesê daar so 'n dubbelhartige man is onbestendig in al sy weë. Die twee versies net bo kan dit sê, hy is soos 'n golf wat heen en weer rondgeslinger word, is 'n golf wat heen en weer beweeg. Hy wankel op twee gedagtes. Hy is nie gefokus op een ondubbelsinnige gedagte nie. Hy wil vriend van die wêreld wees, maar in dieselfde tyd ook nog vriend van God wees. Kyk nou weer na vers 9, Jakobus 4 vers 9. Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. So wat Jakobus vir ons in hierdie verse sê is, as jy tot God wil nader, moet jy met 'n gebroke hart jou sonde in opregte berou bely en wegdraai daarvan. Dit is waarna Lukas 18 vers 13 verwys. Die tollenaar het ver weg van die altaar gestaan. Hy kon nie in sy oë optel na die altaar nie, om nie eens te praat van om dit op te tel na God toe nie. Hy het te skuldig gevoel en hy het op sy bors geslaan, en om op jou bors te geslaan het was 'n simbool van 'n diepe berou wat jy gehad het. Maar dan pleit hy vir genade, en die woordjie wat hy daar gebruik is, hy het gevra dat God se toorn van hom af weggeneem sal word. Dit is om vir genade te pleit, dat God se toorn weggevat sal word. Jakobus leer vir ons in hierdie teks vandag, teenstrydig met die hedendaagse evangelie, die valse evangelies wat verkondig word. En hierdie valse evangelie sê dat jy nie oor jou sonde moet praat nie. Moet net niks sê van sonde nie. Maar Jakobus leer vir ons inteendeel dat jy van jou sonde moet bekeer met 'n gebroke hart. Dit is wat die bekering beteken. Die twee Griekse woordjies is baie beskrywend, epistrefein en metanoia. Dit beteken, jy is op pad met jou lewenswandel. Dis hoe jy lewe. Jy lewe in hierdie rigting, en dan skielik eendag gebeur daar iets, of 'n krisis, of wat ook al wat in jou lewe kom, en jy kom tot stilstand. En die oomblik wat jy tot stilstand kom, dan kom jy agter, maar ek is verlore, omdat ek teenoor 'n heilige God oortree het. En dan draai jy weg, altyd 180 grade. Jy draai weg van jou sonde af, jy draai weg van die Satan af, altyd na God toe. Dis wat die woordjie in Grieks metanoia en epistrefein beteken. Altyd weg van Satan, na God toe. Elke keer as jy bewus word van sonde in jou lewe, dan draai jy weer van opnuut en van voor af weg van daardie sonde af, altyd na God toe. Jakobus verwys na die rituele seremonies van Israel in hierdie teks, as hy dit vir ons verduidelik. En wanneer ons die Ou Testament lees, dan sien ons hoe gereeld sekere dinge die mense onrein gemaak het. As jy sekere dinge aangeraak het, dan was jy onrein, miskien vir die hele dag, of dalk soms vir 'n paar dae lank gewees. En dan wanneer jy onrein was, dan was daar sekere dinge in jou lewe wat jy nie kon gedoen het, of plekke wat jy nie kon gaan nie. En dan moes jy eers sekere rituele gaan doen, om weer rein te wees, sodat jy normaal kon aangaan met jou lewe. Jy moes 'n offer bring, en 'n rituele bad gehad het, om skoon gewas te word, sodat jy ritueel skoon kon wees. En Jakobus se idee in hierdie teks is, hy sê, luister, julle ken die Ou Testamentiese prentjie van hoe sonde jou vuil maak en jou besoedel, en dit maak jou onrein. En omdat julle nie iets wou aangeraak het wat jou onrein gaan maak nie, wou julle daarvan wegbly, want dit het verhinder om dat jy God kon nader, dit het jou lewe belemmer. En Jakobus sê nou, julle het daar dieselfde gesindheid, dieselfde Ou Testamentiese gesindheid het julle vandag nodig. Kom na God toe en sê, ek wil dit nie meer hê nie. Maak my skoon van hierdie sonde. Was dit van my af. Reinig my daarvan.
Dit maak my vuil. Ek wil niks daarmee te doen hê nie. Ek wil nie meer my sonde hê nie. Maar ons dink gewoonlik aan die woordjie bekeer. En ons dink, ag, dis net 'n vinnige wegdraai. Dis maar net 'n skietgebytjie en ek gaan aan met my lewe. Maar Jakobus help ons om dit beter te verstaan. Dis 'n begeerte om van jou sonde gereinig te word. Om vergewe te wees, sodat jy in 'n verhouding met God kan wees. Dis 'n begeerte dat God se toorn oor jou weggeneem kan wees. Dit is hoekom Jakobus sê om te weeklaag en te treur en te ween oor jou sonde. Ons moet verstaan, dis nie dat jou trane jou gaan red nie. Maar wanneer ons werklik deur die Heilige Gees beweeg word om berou te hê en weg te draai van ons sonde, sien ons nie net dat ons sonde ons verhouding met God gebreek het nie. Ons sien nie net dat daar gevolge op ons sonde is nie, maar ons begin nou iets anders te raak te sien. En wat ons nou begin sien, is die vieslikheid van sonde. En deur die krag van die Heilige Gees begin ons om 'n walging vir sonde te ontwikkel. 'n Gevoel van afskuw, 'n gevoel van diepe berou. Kan ek julle vanmôre vra, by hoeveel kerkdienste was julle al gewees waar julle hierdie woorde gehoor het? Weeklaag, treur en ween, laat julle gelag en treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Hoeveel dienste, hoeveel boodskappe het julle al in ander kerke gehoor en hierdie woorde gehoor? Julle sien, die moderne Christendom van vandag is positief allergies vir hierdie soort prediking. Hulle gedagte is, ons moet nooit oor sonde en berou en bekering praat nie. En julle sal hulle hoor sê, ons wil nie mense veroordeel nie. Ons wil nie hê mense moet voel, hulle is verdoem as hulle na ons kerk toe kom nie. Ons is hier om hulle goed te laat voel oor hulle self. En weet julle wat? Ons hier by Houtkruis wil presies dieselfde doen. Maar ons gaan nie daai goed voel bewerk vir hulle nie. Hulle gaan dit self ook nie bewerk nie. Daardie goed voel gaan net kom op die rug van 'n sekere reaksie voor God. En daardie reaksie is 'n ernstige walging, 'n ernstige afskuw vir ons sonde. Ons lewe in 'n happy face wêreld, in 'n happy face Christendom. Daar word vir ons gesê om positief en vrolik en gelukkig te wees. Alles moet lekker en positief wees. En ja, ons moet nie met lang gesigte deur hierdie wêreld gaan nie. Maar ons woord die gedagtes van ja, ons hou nie van sonde nie. Maar ons fokus nie op ons sonde nie, kom ons verander die onderwerp. Die Bybel leer ons dat ons juis op ons sonde moet fokus as ons daarvan wil wegdraai. Hoe gaan ons van ons sonde wegdraai as ons nie besef ons het sonde nie? As ons nie fokus op ons sonde nie? Maar julle sal dalk nou vra, maar moet ek dan nou voorgee dat ek huil en trane stort? Moet ek voor die Bybel gaan kniel en myself dwing om sleg te voel? Hoe is hierdie hele gedagte dan veronderstel om te wees? Hou julle plek daar in Jakobus en dan maak julle net vir my oop by Jesaja hoofstuk 6. Jesaja hoofstuk 6, vers 1 tot 7. Kosbare gedeeltjie in die Bybel, Jesaja hoofstuk 6, vers 1 tot 7. En hier het ons 'n gedeelte waar Jesaja vir God in sy volle glorie in 'n visioen sien. Sien daar in vers 1, in die sterfjaar van koning Josia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy some die tempel gevul het. En kyk wat gebeur. Om julle net vinnig die agtergrond te gee, Jesaja sien vir God in sy heerlikheid op sy troon. En sy reaksie wanneer hy dan die kontras tussen hom en God sien, is die reaksie van 'n opregte bekering. En kyk mooi wat hy daar sê, nadat hy die serafs gesien het. Vers 4, en die drempelposte het gebewe. Vers 5, toe sê hy, toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Die woorde, wee my, ek is verlore, beteken letterlik, ek is vernietig, ek gaan sterf. Hoekom? Want hy sê, sy oë het die koning van die leerskare gesien. Die Here van die leerskare gesien. Hy sien hoe heilig God is, en hy sien hoe onheilig hy is. En sy reaksie is, ek het 'n vuil mond. En die werklikheid is, Jesaja het seker die skoonste mond in die hele Israel gehad, maar hy vergelyk homself nie met mense nie. Hy sien God se heiligheid, en hy sien sy eie sondigheid, en die gevolg is, hy weeklaag en hy treur en hy ween, sy blydskap verander in hartseer. Dis hoe dit werk.
En as die Heilige Gees in ons werk, en ons ernstig is om tot God te nader, dan sal iets soortgelyk as wat met Jesaja gebeur het, sal met ons gebeur. En wanneer God vir ons begin wys hoe lelik sonde is, wil ek vanmôre vir julle sê, moet dit nie beveg nie. Moet dit nie weerstaan of van God wegvlug soos wat Adam en Eva gedoen het nie. Nee, moet dit nie doen nie. Laat dit gebeur, want wat jy voel, wanneer jy onder hierdie sondebewusting kom, wat jy voel, is in werklikheid hoe God oor sonde voel. En jy begin om te haat, wat God haat, want die Bybel sê, God haat die sondaar. En wanneer God jou net 'n druppel gee van hoe hy teenoor sonde voel, sal dit jou siel vul met afskuw vir jou eie sonde. Maar dit gaan nooit daar bly nie waar nie. Want die psalmdigter sê ook in Psalm 30 vers 6, want 'n oomblik is daar in sy toorn, maar dan gee hy die kontras, 'n lewe in sy goedgunstigheid. Saans vernag die geween, maar smorgens is daar gejuig. Jy sien, dit is daardie treurigheid, daardie hartseer oor ons sonde, bly nie in 'n treurige hartseerheid nie, want dit kom in die vreugde van om vergewe te wees. Nadat Jesaja gebreek is deur sy sonde, wat gebeur daarna? God stuur 'n engel met 'n koolvuur, en hy's gereinig. En daarom kom daar 'n vaste vertroue wanneer hy sê, hier is ek, stuur my. En hier is die ander kant van bekering. Wanneer jy 'n stand inneem teen sonde, wanneer jy van sonde gereinig wil wees, wanneer jy die duiwel wil weerstaan en van jou sonde af wegkom, dan draai jy heel duidelik na iets of iemand anders toe. En wat is dit? Die teks sê vir ons vanmôre in Jakobus 4 vers 8, nader tot God. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Ek dink Jakobus gee hier vir ons een van die beste beskrywings van wat geloof is. En ek wil weer vanmôre vir u vra, hoe sien jy geloof? Wat dink jy, wat is geloof? Julle sien, die prentjie wat die Bybel vir ons gee van geloof, is amper altyd om na God toe te kom. Hebreërs 11 vers 6 sien ons, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hoor nou wat sê hy, want hy wat tot God gaan, hy wat na God toe kom, hy wat homself onderwerp aan God, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Johannes 6 vers 37, al wat die Vader my gee sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie, sê Christus. Matteus 11 vers 28, die uitnodiging van Christus, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal hulle rus gee. Julle sien, die prentjie wat die skrif vir ons gee, is dat wanneer jy wegdraai en van sonde af wegvlug, is jy as persoon, dit is wat geloof is, jy as persoon is besig om die persoon van God te nader. Kom nader, kom na hom toe, vir vergifnis, vir geregtigheid, vir hulp en vir krag. Jy sien, net hierdie paar woorde wat Jakobus vir ons hier gee, beskryf die hele Bybelse lering van berou en bekering draai na God toe. Dit is wat bekering is. Maar hoe lyk dit vandag? Hoe lyk dit in die tyd waarin ons in lewe vandag? As jy nie seker is of jy 'n Christen is nie, en as jy nie seker is of jy geloof het nie, maar jy besef wel, daar is 'n God en hy is die Here, en jy weet in jou hart, weet jy dat jy in rebellie geleef het teen hierdie heilige God, want dit is wat sonde is, om in rebellie teen God te wees. Jy wil jou eie lewe lewe, nie wat hy vir jou sê nie, en jy word deur die Heilige Gees gelei om oor te gee, om te sê, ek lê my wapens neer, ek gaan voor hom kom staan, en ek gaan my rug op Satan draai, en op die wêreld, en op my sonde, en selfs op my eie ek wil van al daardie dinge af wegkom, ek weet nie hoe nie, maar ek wil dit uit my lewe en uit my hart uit hê. En die Heilige Gees kom en hy lê nie net op jou die vrees vir die hel nie, hy lê op jou die vieslikheid van jou sonde, die lelikheid daarvan, en die afskuw daarvoor, om te dink dat jy teen die heilige, goeie God gerebelleer het, terwyl hy jou in werklikheid niks aangedoen het nie. En dit walg jou, en daarom vlug jy. En die arms van die kruis is uitgestrek om jou te ontvang. Het julle dit al agtergekom? Het julle dit al gesien? Die kruis is 'n verwelkoming. Kom na my toe. Al julle sondaars, almal wat swak en sieklik, almal wat moeg en oorlaai is, kom na Christus toe. As jy wag om eers minder sonde te hê, as jy eers probeer om van jou sonde ontslae te raak,
dan gaan ek vandag vir jou sê, jy gaan nooit by Christus uitkom nie. Want jy probeer om dit in jou eie krag te doen. En ons het reg aan die begin gehoor, jy kan dit nie in jou eie krag doen nie. Vlug na Christus vir hulp en vergifnis. En julle weet wat hy julle sal gee. As julle na hom toe vlug. Reiniging, 'n nuwe hart. En as jy reeds 'n gelowige is, en jy besef jy het weggedwaal, is die oplossing presies dieselfde. Wanneer ons na Christus terugkom, nader ons tot hom en ons sê, Here, was my, reinig my, want ek wil u behaag. Ek wil onder u gesag lewe. Ek wil doen wat u behaag. Nader tot God. Wat 'n wonderlike en 'n eenvoudige prentjie van die evangelie is dit nie. Berou en vertrou. Draai en glo. Vlug en volg. En dit alles begin met 'n geskeurde hart voor God. En dit eindig met die heerlike vreugde. God is getrou. Hy sal tot jou nader. Nou wat bly oor? As ons dit alles doen en gehoor het. Die laaste aspek is net herhaal. Jakobus 4 vers 10. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Dieselfde is om te sê nader tot God en hy sal tot julle nader. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. As jy nie seker is of jy gered is nie, of as jy moedeloos is omdat jou sonde jou walg, verneder jou weer en weer voor die Here en hy sal jou elke keer weer verhoog. Daar is nie 'n sonde wat God jou nie van sal vergewe nie. Verneder jou voor die Here en hy sal jou verhoog. Om jou te verneder voor God is om te erken dat jou beste werke is net 'n besoedelde kleed voor God. Jy kan jouself nie red nie. Daarom draai jy na die enigste een wat jou kan red. En dit is die Here Jesus Christus, wat God self is. Jy kom elke keer in 'n opregte berou en jy bely jou skuld en vra om gereinig te word. En dan vertrou jy op God se getrouheid. Weer en weer. Vertrou, God het gesê hy gaan dit doen, so hy gaan dit doen. Soos wat Johannes ook vir ons sê in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En dit is in die teenwoordige tyd geskrywe, dit beteken, dit is aanhoudend. Daar is nie 'n tyd wanneer die Here vir 'n ware geredde of 'n persoon wat gered wil word, wat na hom toe kom, sal wegwys en sê, jou sonde is te erg, ek gaan jou nie vergewe nie. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Vertrou en vat God op sy woord, op sy beloftes. Nou hier's 4 beloftes in hierdie teks wat die Here vir ons gee. Die eerste een is, sien ons daar in vers 6, kyk in julle teks. Jy kan jouself nie red nie, maar hy gee groter genade. Hy gee genade vir nederiges. Vers 7, die tweede ene. As jy jou rug op die duiwel draai, na God toe, sal die duiwel jou begin uitlos. God se krag sal maak dat die sonde nie meer oor jou sal heers nie. Jy het oorwinning. Die duiwel kan jou nie maak sonde doen nie. Dis die tweede belofte. Die derde belofte is in vers 8. As jy tot God nader, sal hy tot jou nader. Jesus het gesê in Johannes 6 vers 37, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. En kyk wat sê hy dan. En ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Christus sal nooit weier om jou sonde te vergewe, as jy op hierdie manier na hom toe kom, met 'n opregte hart vir vergifnis. Die laaste belofte, vers 10, as jy in 'n opregte berou, nederigheid na God toe kom vir vergifnis, sal hy jou weer optel en vreugde gee in sondevergifnis. So wat moet ons doen? Nommer 1, lê jou wapens neer, gee oor aan God. Kom na God toe, vlug van jou sonde, draai jou rug op die wêreld, onderwerp jou aan Christus, vra vir reiniging, nader tot God en hy sal tot jou nader. As ek hierdie rympie in Engels kan sê, believe, repent and repeat. Believe, repent and repeat. Dit is wat die Christen lewe is, wanneer ek weer bewus word dat ek het nou weer my rug op God gedraai, met 'n opregte berou om na God toe te gaan en te sê, Here, vergewe my. Reinig my, was my van hierdie sonde. Ek wil afsluit om dit miskien so te beskryf. Ek dink, as kinders van God, lewe ons in 'n wêreld waarin ons te gewoond geraak het aan sonde. Ons het te gewoond geraak dat ja, God gaan my vergewe in elk geval, so dis reg.
Ek dink dat in hierdie uitnodiging vandag sien ons dat God se uitnodiging wentel alles rondom om bewus te wees dat ons sondaars is en ons kan onsself nie red nie. Dis net Jesus Christus. Maar dit is nie 'n goedkoop belydenis nie. Dis nie maar net 'n goedkoop omdraai of 'n goedkoop stelling wat ek maak nie. Dis 'n stelling wat ek maak deur 'n hartsbegeerte uit te spreek in 'n afhanklikheid teenoor God en dan sien in my lewe en ervaar in my lewe dat ek nie net bedoel het om te draai nie, maar dat ek werklik omgedraai het. En dat ek alles in my vermoë sal doen nou om daardie pornografie of daardie sonde of daardie egbreek of watter sonde ook al is of sondes ook al is, dat ek my rug op daardie dinge sal draai en God aanhoudend sal vra vir sy reiniging, want ek wil reinig word. Mag die Here dit vir ons gee. Amen. Vader, baie dankie vir u liefde en die genade, dankie vir u woord en dankie Here dat ons vanmôre voor die ware evangelie of met die ware evangelie gekonfronteer kan word en u wonderlike uitnodiging kan hoor vanmôre, Here. Dat u is daar, u wil ons reinig van ons sonde. Maar u gee die opdrag dat ons rug op die Satan in die wêreld moet draai en ons na u toe sal draai en ons gewillig onder u beheer sal plaas. Dat die Lordship Salvation, die heerskappy van Christus vir ons 'n werklikheid sal wees. Dat in die ware evangelie, as ons wil getuig dat ons gered is, dat daar die ware evangelie vir ons iewerste in ons lewe by die punt gebring het, die besef gebring het dat ons is besig om te oortree teenoor 'n heilige God. Ons is besig om in rebellie teenoor 'n heilige God te lewe. Maar ons wil dit nie meer doen nie. En daarom vir Christus te vra, Here, kom reinig my. Kom vat hierdie dinge, hierdie begeerte om in rebellie teen u te wees, vat dit weg van my. Maak my skoon daarvan, sodat ek myself in opregtheid en in nederigheid aan u kan onderwerp. Ek besef, Here, daar is niks wat ek kan doen om myself te red nie. Maar ek besef, Here, dis net Christus. Help my. Kom red my. En ag Here, as daar een persoon is hier vanmôre wat hier sit of wat hierdie boodskap nou hoor of gaan hoor, dan bid ons dat u Heilige Gees daardie oorreding in die hart bring, daardie oortuiging van sonde bring, sodat daar werklike ware redding kan plaasvind. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen.